Goeiedag en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons bietjie kyk na magte en wortels. Kom ons begin eers met magte. Wat beteken 'n mag? 'n Mag beteken jy vermenigvuldig dieselfde getal met homself vir 'n sekere aantal kere. Kom ek wys julle gou-gou 'n voorbeeld. In hierdie voorbeeld het ons 3 tot die mag 4. Nou, hierdie 3, as ons praat van hierdie 3, verwys ons na die grondtal en daai 4 noem ons dan die eksponent. En die eksponent sê vir ons hoeveel keer ons hierdie grondtal met homself moet maal. Kyk gou hierso hoe ons hierdie eintlik kan afbreek. Hierdie beteken dat ons 3 maal 3 maal 3 maal 3. 4 keer gaan ons hierdie 3's met mekaar maal en dit gee vir ons dan 'n antwoord wat 81 is. As ons afgaan, het ons iets anders wat ons net moet oplet. Daar is 'n groot verskil tussen die volgende. 'n hakkie min 2 tot die mag 2 en net min 2 tot die mag 2 sonder die hakkie. Kyk gou wat is die verskil tussen hierdie twee voorbeelde. In hierdie geval hierso beteken daai mag dat ons hierdie volle hakkie met mekaar gaan maal vir 2 keer. So dit sal dan afbreek en lyk soos hierdie, min 2 maal min 2. En dit gee vir ons 'n antwoord van 4. Positief 4, want die minus maal 'n minus gee vir ons 'n positiewe getal. Nou as ons kyk na wat ons hieronder het ons minus 2 wat nie in hakkies is nie, tot die mag 2. Nou hierdie is baie belangrik en baie mense sukkel met hierdie. Hierdie beteken dat ons net het minus 2 maal 2. Daai mag 2 is nie van toepassing op daai minus 2 nie. Hy is net van toepassing op die 2. So let asseblief op hierso dat hakkies maak 'n groot verskil. Wanneer ons hakkies het, beteken dit ons kwadreer die negatiewe getal. Maar wanneer ons sonder hakkies het, beteken dit die minusteken bly buite en ons kwadreer of ons pas daai mag net op die grondtal toe, net op daai 2 soos wat ons gehad het in hierdie geval. Kom ons kyk 'n bietjie na wortels ook. Wat is 'n wortel? Wel, wanneer ons 'n vierkantswortel het, vra ons onsself die volgende af. Watter getal, gemaal met homself, gee vir ons die antwoord binne in die wortel? Wanneer ons op 'n bietjie van 'n hoër graad kom, dan gaan ons in meer komplekse eksponentwette en ons gaan nou 'n bietjie op 'n ander manier daarmee deel, maar vir nou gaan ons net onsself daai vraag vra. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie eerste voorbeeld hierso aan die linkerkant. Ons het die vierkantswortel van 49. So ons vra onsself, watter getal vermenigvuldig met homself gee vir ons daar die antwoord? En ons kom dan op 7 maal 7 gee vir ons 49. So die antwoord van vierkantswortel van 49 is dan net 7. Ons moet wel versigtig wees vir ietsie soos hierdie. Wanneer ons hierdie die eerste keer kry, dan dink ons gewoonlik instinktief dat dit is ook 7 maal 7 wat vir ons min 49 gee. Maar dit is nie waar nie. As ons dit toets, kry ons 7 maal 7 gee vir ons 49, maar nie min 49 nie. En dan gewoonlik daarna dink ons, okay, maar wat van min 7 maal min 7? En as ons dit ook toets, kry ons ook positief 49. Nie 7 maal 7 of min 7 maal min 7 gee vir ons min 49 nie. So, wanneer ons ooit 'n negatief het in 'n vierkantswortel, is dit belangrik, dit het 'n nie reële antwoord. Wanneer ons op universiteitsvlak kom, dan gaan ons ook daarso weer eens na hierdie goeders kyk en dan gaan ons bietjie anders met hulle werk, maar vir skoolvlak moet jy net weet, enige negatief in 'n vierkantswortel het 'n nie reële antwoord. Okay, kom ons kyk gou na die volgende. Die derde magswortel van 64. Derde magswortel. Hier bo het ons gehad die tweede magswortel, hier is die derde magswortel. So wat vra hierdie vir my? Daai 3 sê vir my dat ons soek nou na 'n getal wat as ons hom 3 keer met homself vermenigvuldig, dan gee hy vir my 64. En as ek dit 'n bietjie gaan toets en ek ken my maaltafels, dan sien ek maar dit is 4. Want 4 maal 4 is 16, en wanneer ons hom weer maal met 4, dan gee dit vir my 64.
Hierdie voorbeeld hierso aan die regterkant is 'n klein bietjie anders as die voorbeeld wat ons hier reg bo ons gedoen het. Hier reg bo ons het ons gesê dat geen twee waardes gemaal met homself sal vir ons 'n negatiewe antwoord gee nie. En dit is waar. Alhoewel, wanneer ons 3 keer iets met mekaar maal, dan is dit wel moontlik om 'n negatiewe antwoord te kry. En kom ek gee vir jou gou net 'n baie basiese voorbeeld. Kom ons vat -2 maal -2 maal -2. Wanneer ek -2 3 keer met homself maal, is dit -2 maal -2 wat vir ons positief 4 gee, maar positief 4 maal -2 gee vir my dan negatief 8. So ons sien hierso dat dit is wel moontlik om 'n negatiewe antwoord te kry wanneer ons 'n negatiewe waarde 3 keer met homself maal. So wanneer ons daarso ietsie soos hierdie kry, derde magswortel, dan kan ons 'n antwoord kry. Hy sal 'n reële waarde hê en dit sal dan ook -4 wees. En ons kan 'n vinnige toetsie so doen. Kom ons kyk na -4 maal -4 maal -4, en as jy 'n sakrekenaar het, dan is dit bietjie vinniger, maar wanneer ons dit doen, dan kry ons wel die antwoord van negatief 64. Alright, so, net gou om dit op te som hierso, iets wat jy net kan onthou is, wanneer dit 'n ewige getal wortel is, soos 'n 2, of wanneer ons moontlik 'n 4de magswortel of 'n 6de magswortel het, wanneer dit 'n ewige getal is, dan kan ons nie 'n antwoord kry vir enige negatiefes binne daai wortel nie. Maar wanneer ons 'n onewige getal wortel het, soos 'n derde magswortel of 'n 5de magswortel, dan mag daar 'n negatief in daai wortel wees. So onthou dit miskien vir die vervolg. Kom ons kyk gou hierso na 'n paar oefenvrae. Die eerste oefenvraag gaan ons net met magte werk. So bereken die volgende. So hierso ons het 2 tot die mag 3. Dit beteken ons wil 2 3 keer met homself maal. So ons kry 2 maal 2 maal 2 en dit gee dan vir ons 8. Op hierdie tweede som reg onder hom het ons -4. Dit is die volle -4 wat tot die mag 2 is. So ons het hierso -4 maal -4. En dit gee vir ons positief 16. Op die vraag reg onder hom het ons -3 tot die mag 2. Let wel op dat daai negatief nie in hakkies is saam met daai 3 nie. So daai tot die mag 2 het nie 'n invloed op daai negatief nie. Dit sal dan so lyk as ek hom uitbrei. -3 maal 3. Ons het net die 3 maal 3 en dit gee vir my dan -9. Hierso onder van vraag 4 tot vraag 7 het ons bietjie wortels. Ons het hierso die tweede mags wortel van 64. Dis dieselfde as die vorige ene wat ons gehad het. Die vorige een het ons net gehad dat die derde magswortel is. So wat maal wat gee vir my 64. En dit is 8 maal 8. Dus is die antwoord hierso 8. En iets wat jy wel kan doen, en dit sal jou miskien help, jy kan daai wortel gaan oorskryf en hier binne net vir jou skryf 8 maal 8 en dan die antwoord van 8 en dit sal miskien help wanneer ons bietjie ouer is in graad 10 en 11, dan gaan ons meer sulke goeie soos hierdie begin doen. So dit is miskien 'n goeie gewoonte om in te kom nou al. Hierso het ons minus die vierkantswortel van 100. En kom ons doen gou presies dieselfde wat ons hierso bo gedoen het. Wat maal wat gee vir my 100? Ons het 10 maal 10. So die vierkantswortel van 100 is dan 10. So dis minus 10, want daai negatief is buite die vierkantswortel. Ons het voorheen geleer dat ons nie 'n negatief binne 'n vierkantswortel kan hê nie, maar omdat dit buite is, mag ons dit daar hê. Op die volgende vraag het ons die derde magswortel van negatief 125. Nou, eerstens net gou vir julle wys hierso, dit is 'n onewe mag van wortel, of 'n onewe wortel daar, derde magswortel, dus mag ons daai negatief in die wortel hê. Hy sal vir ons 'n reële antwoord gee. So, as ek weer eens dit uitbrei, dan sal ek die volgende kry. Negatief 5 maal negatief 5 maal negatief 5. Dis 3 faktore, dis een waarde wat 3 keer met homself gemaal word,
Ons moet dit 3 keer doen in hierdie geval, want dit is die derde magswortel. So die vraag vra, wat maal wat gee vir my 125, en dis is my finale antwoord dan min 5. Op ons laaste vraag hierso, vraag 7, is nogal 'n komplekse vraag. Dit is 'n hoër orde vraag wat jy moontlik in 'n eksamen of 'n toets sal kry, en kom ons kyk gou hoe om hierdie te doen. Eerstens het ons daarso nogal 'n paar wortels en ons moet met elkeen op sy eie gaan deel. Hierso het ons die wortel van, en ons sien dat binne in daai wortel is daar eers vereenvoudiging wat kan plaasvind. Ons het 'n minus wat daar voor die hakie is, en daai minus moet gemaal word met alles binne in die hakie. So ons gaan dit dan doen, ons gaan nie daai wortel eers toepas nie, ons het 'n minus maal minus 5 kwadraat, wat vir my positief 5 kwadraat gee. Dan het ons plus, en aan hierdie kant het ons die derde magswortel van min 8 tot die mag 2, en dit is die volle min 8 wat tot die mag 2 is, so dis min 8 maal min 8, derde magswortel van 64. En onder het ons die vierkantswortel van min 3 maal min 12, en weer eens, ons moet gaan vereenvoudig daarso binne in my wortel, voordat ons hierdie wortel kan toepas, en ons kry dan positief 36. Nou hierso gaan ek weer eens ietsie doen, en afhangende van wat se graad jy is, beteken dat jy miskien vinniger kan doen, maar ek gaan eers daarso net skryf 25, want is 5 kwadraat vir eers, en ons het die derde magswortel van 64, die vierkantswortel van 36, en nou kan ons gaan en die vierkantswortels, of die derde magswortels op almal van hierdie terme gaan toepas. So, die vierkantswortel van 25, so wat maal wat geef my 25, en dit is 5, plus die derde magswortel van 64, en dit is een van die voorbeelde wat ons eintlik al gedoen het, so wat maal wat, geef my 64, dit sal dan wees 4, en dan onder die vierkantswortel van 36, wat 6 is. En van hier af kan ons net lekker gaan vereenvoudig, ons het dan 5 plus 4, wat 9 is, op 6, en dit kan vereenvoudig na 3 op 2. En dit is dan die einde van ons video, ek hoop dit het gehelp, gaan probeer dit 'n bietjie op jou eie, en ons sien jou in die volgende ene.